gee alles oor aan Jesus, niks behou ek hier vir my. Hom sal ek vertrou en lief hê, daagliks in my Here bly. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja, aan U my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, nederig kniel ek voor hom neer. Ek versaak die aardse vreugde, neem my Jesus, neem my Heer. Ek gee alles oor, Ek gee alles oor. ja, aan U my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, laat my tog U eie wees. Maak my seker van U liefde, Vul my met U heilige Gees. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja, U my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, en ek juig met engele saam. o die vreugde van verlossing. Heerlik, heerlik is Sy naam. Alles oor, ek gee alles oor, aan U my dierbare Heiland, gee ek alles. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en nie met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en 'n dag en nag oordink. Liewe kind van God, ek groet jou vanaand in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Het is my 'n wonderlike voorreg om weer vanaand hier by u te kan wees. Dominee Isak, baie dankie Kerkraad. Baie dankie vir die uitnodiging, ek waardeer dit. Het is my ongelooflike voorreg om elke keer hier by julle te wees. Het voel so of ou huis toe gekom het, wanneer 'n ou hier is. Dankie. Dus ek het dit al, elke keer wat ek hier is, dink ek, sê ek dit. Maar dis die kerk waar ek groot geword het. Dis die gemeente waar ek belydenis van geloof afgelê het. So hierdie is regtig huis. En dis vir my lekker om hier te wees. Ons tema vir hierdie week is die vrug van die Gees. En vanaand se klem val op laat jou lewe aan die Here oor. En dit laat my dink aan wat maak ons as volgelinge van Jesus Christus
anders as ander mense. Jy weet, ons praat baie keer mos van, ons almal is Christene. Dis goed en wel, maar as ons volgelinge van Jesus, en daar is 'n wesenlike verskil tussen 'n Christen en 'n volgeling van Jesus. En dis waar ons nou so 'n bietjie wil gaan kers opsteek vanaand. Ons skriflesing is uit Psalm 37. Ek gaan net so 'n paar verse daar lees, anders dan gaan die sop koud word. En dan gaan ek ook net, ons kruisverwysing is in Psalm 1. Psalm 37. Voor ons dit lees, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Ons Hemelvader, drie-enige God, skepper van die hemel en die aarde, heerser oor die koninkryk, koning van ons harte. Here, wat 'n voorreg is dit om vanaand weer hier in U teenwoordigheid te kan wees. Here, ons gebed is dat U met ons sal wees, dat U Gees ook hierdie kerkgebou sal binnetree en ons harte sal warm maak. Daar is soveel dinge, o Here, waarvoor ons U wil dank. Ons wil U dank vir gesondheid. Ons wil U dank vir lewenslus. Ons wil U dank, o Here, dat desnieteenstaande ons ook in 'n land woon waar daar ook kriminele aktiwiteite is, o Here, maar ons dankie dat ons in 'n godsdiensvrye land kan leef. Dat ons vry na ons plek van aanbidding toe kan kom. Ons tent van ontmoeting. Hierdie plek, o Here, wat ons kan kerk noem. En ons sê dankie vir U daarvoor. Dankie vir hierdie gemeente, o Here. Dankie vir die liefde wat daar is in hierdie gemeente. Nie net onder mekaar nie, maar die liefde wat daar is vir U. Here, wil U ons so inrig en wil U werklik praat vanaand. Ek wil bid, o Here, dat U my net gaan gebruik as 'n spreekbuis, dat die woorde van U af sal kom. Spreek nou, o Here, U diensknegte luister. Amen. Psalm 37, ek lees daarvan van vers 1 af, is 'n psalm van Dawid. En die opskrif daar is ook, laat jou lewe aan die Here oor. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie. Dit bring net ellende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog 'n rukkie en daar sal geen goddelose meer wees nie. 'n Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. Ek wil tog net vers 12 daarby lees. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Ek wil tog hê dat u hierdie stuk moet net gaan verder lees, maar ek gaan hier stop. Salig is hulle
wat die woord van die Here hoor en in die hart bewaar. Nou het u gehoor, sommer hier in die begin van hierdie psalm, daar's 2 woorde wat genoem word. Sê, moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Nou die woorde skelms en skurke laat ons hare onmiddellik rys. Want ons weet, tot in hierdie land van ons en die lewe van ons wat daar is, het ons te doen met skelms en skurke. Nou ons kan hierdie woorde ook vervang met goddeloses. Nou goddelose is 'n vreemde woord, maar dit kan ook verwys na iemand wat sy vertroue op iets of iemand anders as God plaas. Dis ook 'n goddelose. Hy's ver van God af. Die 2020 vertaling praat van kwaaddoeners. Nou hoe dit ook al sy, wat moet ons doen? Luister wat sê die psalmdigter. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. 'n Entjie verder sê hy, vind jou vreugde in die Here, en 'n versie verder, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. God is in beheer. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, sodat ons kan vry wees. Hy het uit die dood uit opgestaan, sodat ons kan lewe, en hy het opgevaar hemel toe. Die prys is betaal. Ons kan rustig wees. Dan vers 7, laat hy dit nog 'n keer hoor. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm, oftewel 'n goddelose nie. Nou wat ons hier het, kom ook in ander psalms voor. Psalm 37 is een van 'n groep psalms, wysheidspsalms. Nou 'n wysheidpsalm is 'n psalm waar die digter die regte lewensuitkyk of lewenshouding het. En hy wil sy lesers help om reg te kies. Om die kuns van die reg om te lewe te bemeester. 'n voorbeeld van nog so 'n wysheidspsalm is die een wat ons baie goed ken. Psalm 1. Die heel eerste psalm. Nou Psalm 1 is 'n inleiding van die hele psalmboek en die skrywer word nie vermeld nie. Sommige sê dat Esra 'n baie groot rol gespeel het in hierdie psalm. Want Esra het die volk uit ballingskap uitgelei hier in die 5de eeu. En dan so ook het hy die gedeelte daarvan dan ook gebruik om die psalms in 'n sekere riglyn te sit. En dit was ons konseëngroet vanaand, as jy kan onthou. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en nie met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en 'n dag en nag oordink. Die 53 vertaling praat van welgeluksalig. Ek kan daai nog mooi onthou, want ons het baie die 53 uitgelees. Welgeluksalig is die persoon. Nou welgeluksalig beteken letterlik baie gelukkig of hoogs geseënd. Baie gelukkig of hoogs geseënd is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Die psalm gaan dan voort met die beeld van 'n boom
wat by waterstrome geplant is. 'n Boom wat by 'n rivier geplant is. Wat sy blare nie verwelk nie en wat sy vrugte gee op sy tyd. En let mooi, waarvan die blare nie verwelk nie en sy vrugte gee op sy tyd. Ons het hier met 'n vrugteboom te doen. 'n Vrugteboom is meerendeels bladwisselend. Maar hier kry ons 'n vrugteboom wat immergroen is. Hierdie vrugteboom kry godverfrissende water, lewende water, water van topgehalte, water met die regte vitamines en al die minerale wat hy die hele tyd kry. En daarom is hierdie vrugteboom immergroen. 'n Immergroen vrugteboom wat sy vrugte op die regte tyd gee. Hierteenoor word die goddelose vergelyk met kaf wat deur die wind weggewaai word. Ons hoor dit baie duidelik, vir hierdie psalmdigter is daar twee opsies. Dis die regte kant en die verkeerde kant. Daar is 'n moontlikheid om saam met die Here te lewe, om die Here met jou lewe te vertrou, soos wat ons hier in Psalm 37 gehoor het. En dan is daar ook die ander moontlikheid, dat jy nie met die Here rekening hou nie. Dat jy jou eie planne maak, dat jy self besluit hoe jy wil lewe. En dit kry ons baie. Hulle sê ons die 3 belangrikste mense in die lewe is me, myself en I. Ons kan die ding doen. En as jy eers so op jou troon gaan sit het, is dit bitter moeilik om te besef dat jy 'n nietige mens is. Dit kan gebeur dat jy op geen manier vir jou laat voorskryf nie. Nie omgee wat mense van jou dink nie. Die alledaagse dinge belangriker ag as jou verhouding met God. Nou in Psalm 37 wat die psalmdigter dan vir die mense wat gelowiges is, help. Nie net Christene nie, maar volgelinge van Jesus. Hy wil hier kom sê hoe om in die lewe te leef waar die goddelose of die verkeerdes die boottoon voer. Hoe om te leef waar daar nie orde is nie. Hoe om orde te plaas in 'n wêreld sonder orde. As jy by orde hou, as jy by die reëls hou, dan werk dinge vir jou reguit. Gaan jy teen hierdie orde in, dan loop jy vir jou baie keer vas. Dink maar aan 'n rugbywedstryd. As jy volgens die reëls speel, dan gaan dit goed. As jy begin buite die reëls speel, gaan jy baie vinnig 'n geel kaart kry. Dalk 'n rooi kaart. Maar wat sê die psalmdigter? Hoe leef God se mense? Hierdie is 'n moeilike ene. Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Ek gaan dit weer lees. Dink ons is almal skuldig hieraan. Moenie kwaad word nie.
laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie, dit bring net ellende. Dan vers 8. Hierdie is 'n moeilike een. God het ons uitverkies om sy kinders te wees. Ons wat immergroen by God se waterstrome sit. Ons wat die vrugte dra. Ons wat erfgename is aan God se koninkryk. Ons wie se blyplek in die hemel is. Ons wie se kamer reeds in God se huis bespreek is. Mense wat hulle vertroue in die Here stel, hulle vreugde in die Here vind, hulle lewe aan die Here oorlaat, die Here in stilte vertrou, is mense wat die Here nooit uit die oog verloor nie. Eintlik sê hierdie psalmdigter dit op 'n baie besondere manier. In vers 3 sê hy, woon en werk rustig voort. Hoe baie keer raak ons ontsteld? Ons raak ontsteld wanneer ons oë oopmaak in die oggend. Dan begin die dag al draai in ons kop. Moenie jou ontstel oor wat dalk nie gaan gebeur nie. Woon en werk rustig voort. Ons as God se kinders kan rustig wees. Ons kan rustig woon en rustig met ons lewens aangaan, want ons weet God het die laaste sê. Ons hoef ons nie te bekommer oor môre nie. God is klaar daar. Hy het dit klaar vir ons uitgewerk. Selfs al is daar soveel dinge wat gebeur, waarvoor ons nie 'n bevredigende antwoord kan gee nie. Grawe dit nie die vastigheid waarop ons staan onder ons uit nie. Ons wortels is diep gegrawe. Ons wortels is diep, want Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. God se mense se lewensuitkyk is anderster. Ons lewe ook anderster. Ons het al partykeer vir die kinders daar in die belydennisklas, dan gee ons vir hulle, as hulle moet getuienis gee, roep hulle partymal op. Dan sê ons, jy het 30 sekondes om iemand te oortuig hoekom leef jy anderster. As jy in 'n huisbak inklim en iemand vra vir jou, jy leef anderster, wat is dit? En dan het jy 30 sekondes, nie meer as dit nie, of in 'n winkelsentrum, as iemand jou sien, om iemand te oortuig, hoekom is jy 'n gelowige en 'n volgeling van Jesus? Baie vinnig, jy moet 'n kort punchline hê, en dis maklik. God se kinders leef anders. Ek het nou die dag 'n ding gelees, preach the gospel always, and when necessary, use words. Jou lewe moet getuig van Christus. Waar jy ook al gaan, of jy hier in die kerkgebou sit, of jy by die werk is, of jy by die huis is, of jy langs die sportveld is. Dis nogal 'n tall order. 'n volgeling van Jesus is nie maklik nie.
Daar's jare terug mos, dan moet die ouens taaf gewees het. Cowboys don't cry. Manne is sterk. Manne kan maak en breek. Ze doen 'n ding. Maar wat leer die psalmdigter ons? Woon en leef rustig voort. Die tawwe ouens is eintlik die volgelinge van Jesus. Dis nie daai ouens wat wil alles regbreek nie. Om Jesus se naam te dra, verg sterkte en dit verg guts. En jy moet bereid wees om jouself te verloor, om die Here te volg. Om totaal hom te volg. Ons het verder ook vir die kinders eendag gevra, waarvoor is jy bang? En die vraag wat die een man gehad het toe ons klas, bang vir donker, bang vir die, bang vir wat. Ek byvoorbeeld is vrek bang vir donker water. Ek swem nie in 'n plaasdam nie. Daar's nie 'n manier nie. Toe sê hy, toe ons groet, toe druk hy my hand en hy trek my so nader na hom toe, hy sê, oom, ek is bang, die dag wanneer ek voor die Here verskyn, en hy sê vir my, ek ken jou nie. Daai het my laat dink. Ons dink ons is taaf. Ons moet reg lewe. Ons moet die woord van die Here uitdra, en ons moet leef soos volgelinge van Jesus. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ons kan nie bang wees vir iets en iemand nie. Ons moet net vir God eer. 'n maat van my wat oorlede is, het altyd gesê, I fear nobody, I fear God. En dis tog so klein iets om te sê, maar ons moet net vir God vrees, en doen wat hy wil hê ons moet doen. Kom ons stel onsself beskikbaar, sodat ons lewens tot volheid kan kom. Dat ons immergroen langs 'n waterstroom sal wees. Die waterstroom van die lewende water van Jesus Christus, waarvan ons blare nie sal verwelk nie, en waar ons gaan vrugte dra op ons tyd, wat die hele tyd gaan wees, want dit sal God se tyd wees. Jesus nooi ons vanaand opnuut, en hy steek sy hand uit na ons toe, om hom te gaan verteenwoordig in hierdie wêreld. Kom laat ons gaan blom in God se kunswerk. Amen. Ek gaan kans gee vir gebede. Ek het nie eers gevra hoe doen julle dit in die aande nie, maar ek gaan dit nou maar so, Dominee Isak op my eie probeer, as julle wil, as daar iemand is wat wil bid, vir ons gaan so rukkie van stil gebed hê, en as daar enige persoon is wat wil hardop bid, asseblief, neem die vrymoedigheid. Daar's tog soveel wat kan leer by mekaar. Dis tog hoe ons groei in die lewe, om vir mekaar te kan luister. En moenie dink dat jou gebed nie goed genoeg is nie. Want dit is jou gebed, is niemand anders nie. So moet ook nie skaam voel nie. Jy praat met die Here. Jy praat nie met die mense nie. Kom ons raak stil, en dan gee ons kans vir gebed, en dan doen ons stil gebed, en dan sal ek afsluit vir ons. Ons maak ons oë toe. Ons Here en Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vanaand om in U huis te kan vergader.
en uit u woord uit te leer en te besef, u is die Alfa en die Omega. U is die een wat vir ons alles sorg. U is die een wat ons veilig hou. U is ook die een wat ons teregwys wanneer ons afdwaal. Vader, ons weet waar ons vanaand in hierdie gebou bymekaar is u verseker ook met ons. En ons weet dat u net vir ons alles wat mooi is in die lewe wil gee. Vader, ons bely ook vanaand dat ons baie kere afvallig is. Maar ons weet ook dat u is altyd daar en ons kan altyd met u gesels. Vader, ons wil ook graag as ons u ontmoet, weet dat u ons name ken. U kan slegs ons naam ken. Ons kan bely dat ons u ons Vader kan noem. Vra dit alles om die naam van wil. Amen. Ons hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie tyd wat ons bymekaar kon wees. Here, hou ons so bymekaar dat kerk wees nie vir ons beperk gaan wees om net in 'n gebou bymekaar te wees nie. Maar dat kerk wees vir ons sal wees waar ons gaan. Want ons is die kerk, o Here, waar ons ook al gaan, want u woon binne in ons, en waar u is, daar is die kerk. Laat ons u woord uitdra, o Here, en dat ons volgelinge van u sal wees, dat waar ons ook al sal gaan, wat ons ook al sal doen, wat ons ook al sal sê, en wat ons ook al sal dink, o Here, dat het sal wees tot uitbou van die koninkryk, dat u naam groot gemaak sal word, dat ons u al die dank en die eer sal gee. Here, want u is waardig, dat ons alles vir u gee. Ons lewe vir u, o Here. Maak vir ons dat dit vir ons makliker is, o Here, om van u te praat voor mense. Dat ons medeburgers ook sal oortuig om van Christen wees na volgeling van Jesus is 'n klein stappie, maar daar's verantwoordelikheid. Help ons om ook die verantwoordelikheid te kan besef dat wanneer ons ten volle oorgee aan u, moet ons dinge van die wêreld agterlaat. Here, help vir ons so, lei vir ons. Lei vir ons ook so in hierdie res van die aand. Ook waar ons nou gaan iets te eet te kry, o Here, dat u daar ook ons innerlike sal versterk. Maar dat u bovenal ons siele sal versterk met u onsterflike liefde. O Here, ons is lief vir u. U het ons eerste lief gehad en u het ons uitverkies. En daarvoor is ons so dankbaar, o Here. Dankie, Here, dat u ons so bederf met u liefde en dat ons u kinders genoem kan word. En daarom kan ons vir u sê, Vader.
vergewe wat ons verkeerd doen, o Here, en lei vir ons op die regte pad. Seën ook hierdie gemeente. Ons wil ook bid vir die herders egpaar, dat hulle ook sal groei van krag tot krag, o Here, en ook saam met hierdie gemeente groei. En dat hierdie gemeente werklik 'n uitstaanpunt sal wees, nie net in ons dorp nie, maar reg oor die wêreld, van mense wat leef vir U. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nog 'n lied sing, 'n lied van 'n wenner, en dan vra ek dat jy net so staan, dan gaan ons die seën uitspreek. Ons gaan lekker sop eet asseblief. Dis hoe hulle my gelok het hier vanaand. Die sop. Toe sê ek, dan sê ek hier. Daar's heerlike sop, en dan agter is 'n bakkie wat ons net vir die kar wag asseblief, dat ons net vir hom ook 'n fooi kan gee. Hallelujah.
Ek dink daar was 'n rede dat lied van 'n Wender nie wou speel nie. Want hierdie ene pas presies in wat ons boodskap was. Maar ja, weet jy, die dinge werk nie altyd uit nie. Mens vergeet partymal om die ding in jou sak ook te sit. Maar nou ja, baie dankie vir die geleentheid om vanaand die woord van die Here aan u te kon uitdra. Ek sê dis vir my 'n ongelooflike voorreg. En mag die hele gemeente ook net sterker word. Isak, vir julle ook, bly julle is hierso, en ons gaan mekaar nog baie vorentoe sien, ook in die preekgroep. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.